Ek wil vir jou vertel vandag van die wonderwerk wat die Here in my lewe gedoen het. Ek was vir 7 weke lank was ek baie siek gewees. Ek het die ergste drukking gehad van my kake af, agter my ore. Dit was die ergste drukking wat ek kan verduidelik nie. Hulle het gesê dit is van te veel pressure, vog in die brein, en ek het 'n lumbar puncture gehad waar hulle die vog getrek het. En ja, ek het daarna het ek baie siek geword, want toe sê hulle daar was te veel vog getrek. Ek het in die hospitaal in die kloof gelê, en ek het gebid en ek het uitgeroep na die Here en gesê, Here, raak my net aan. Ek het naderhand net in tale begin bid. En die Here het my soos 'n visioen gegee van my wat staan binne in 'n ark. En terwyl ek daar staan in die ark, toe kom daar 'n voeltjie aangevlieg met 'n takkie in sy mond. My seun en my man het in die kamer ingekom en ek vertel vir hulle wat ek nou net gekry het van die Here af. Nou moet julle weet, al op 'n tyd wat ons almal raadop is, moedeloos is, al 'n paar keer ingegee het, dan gaan ons maar net weer aan. My oudste seun sê toe vir my, sê mamma, hy sê, dis die eerste teken wat Noag gekry het, dat die storm gaan verbygaan. Ja, ek was vir 7 weke lank wat ek regtig soos in plat in die bed was. Ek kon glad nie in daai tyd kon ek eers lig hanteer nie. So ek het meeste van die tyd, selfs in die hospitaal by die huis, moes ek met 'n sonbril aan lê in 'n donker kamer, want met daai drukking oralste, dit was regtig baie sleg geweest. Ons het 'n activation gehad wat vir ons wat geboek was in die Kaap, en wat baie ver van ons af is. Ons is hier op Messina in Limpopo provinsie, en die activation is in Knysna. Hulle bel vir Jock en sê nie ons moet kom, en Jock sê, hoorie, julle sal nie verstaan nie, ons sal regtig nie kan kom nie, my vrou kan nie eers 50 meter loop nie, weet ek kon nie eers self regtig eers badkamer toe loop nie. Nou was op 'n tyd wat ek heeltemal plat was, wat ek selfs 'n bedpan moes gebruik het. En hulle moedig ons aan, hulle sê kom, en ek kry toe net 'n gevoel, Bertina, weet jy wat, tel op jou mat en gaan, né? En ek kry 'n skrif van die Here af wat sê dat those who are lame come. Ja, ek het letterlik, ek was baie swak geweest. Hulle het my in 'n reistool, het hulle my daar ingestoot, en ek het gehardloop uitgekom. Julle, ek het begin van die konferensie, dink al eerste 2 dae, daar was 'n dag wat ek ingelê het, wat ek nie eers kon gaan bywoon het nie, so swak was ek geweest. Almal wat daar was by die activation het so vir my gebid, hulle het hande op my gelê, en hulle het die een aand het hulle 'n doopdiens gehad. Nou ek is 11 jaar terug al gedoop, en ek het 'n gevoel gehad, weet jy wat, dit is wat ek wil doen. Ek soek regtig, ek is op soek, so soekend na die Here. Ek klop so na die Here, en die Here sê, die wat klop sal die deur voor oopgemaak word. So alles moontlik binne in my het ek gegaan, ek het soekend so na die Here, né, dat hy vir my moet deurkom. Ek het in daai doopwater ingegaan, en ek het uitgekom, die krag van God het oor my gekom, terwyl Skalk en Barbara vir my gebid het van the well. In daai doopwater, julle, ek het letterlik, so geflou, dit gevoel of ek op die dooie see is, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het so verlig gevoel, en dit was my wonderwerk. Die verligting wat daar was op my, ek kan dit nie beskryf vir julle nie. Hoe ek daar ingegaan het, daar's mense wat dit gesien het, hoe dit wonderwerk plaasvind. Julle, dit was die beste ding wat in my hele lewe kon gebeur het. Nou as ek die Here ontmoet het, en my familie en vriende, en dit was rarig, daar's op 'n tyd rarig wat ek gedink het ek gaan doodgaan. Ek het selfs 'n Bybel gekoop, en ek het my dogtertjie se naam, ek het 'n dogtertjie tussen die 4 kinders, ek het haar naam gaan inskryf, en ek het gedink, hierdie laaste tyd wat ek oor het, gaan ek gaan, en ek gaan regtig die Here vertrou vir skrif vir haar, want ek weet, daar waar ek stop, moet sy kan aangaan. En ek was rarig, ek was plat geslaan, julle. En ek het daar uitgekom in daai water uit, en ek sê vir julle, daai volgende dag kon ek gehardloop het. Kon weer hardloop. Nou vir iemand wat 7 weke lank plat gelê het in die bed, as jy nou weet met die spiere wat moet saamwerk, en vir so lank het die liggaam niks gedoen nie.
Ja, dit is unbelievable, julle. Dis rarig, dit is amazing. En ek wil vandag vir julle vra, as daar van julle is wat gebed kort, laat weet, dan bid ons saam. Like en share hierdie video. Laat ons saam met julle kan bid, laat die Here vir julle kan doen, dit wat hy vir my gedoen het.